Hallo luisteraars en welkom by nog 'n aflewering van Oom LD se wêreld. Vandag se episode gaan oor 'n tydmasjien wat Oom LD gebou het. Soos vertel deur Tannie Leni van die telefoonsentrale. Tannie Leni werk nou al langer as wat sy self kan onthou by die dorp se telefoonsentrale. Sy ken elke stem in die distrik en weet meer van mense se doen en late as wat sy ooit hardop sal herken. Sy hou daarvan om dinge eenvoudig te hou. Maar sy het lankal opgehou om te probeer sin maak van Oom LD se planne. As iemand weet wanneer iets aan te broei is dit sy. En gewoonlik is Oom LD nie ver daarvan af nie. Ek weet nie wat die dorp gedoen het voor Oom LD nie. Maar ek weet ons sou baie minder vrae gehad het. Vrae soos: hoekom is daar 'n ou wiegstoel op die melkstal se stoep? Of is dit normaal dat laventelmis uit 'n koekblik kom? Die antwoord is altyd dieselfde. Oom LD is besig met iets. Hierdie keer was dit die tydmasjien. Hy het dit by die ou melkstal opgeslaan. Die een waar hy soms planne uittoets. Of, volgens hom, gemeenskapsnavorsing doen. Dis ook waar hy een keer 'n slang as sekuriteit in diens geneem het. Maar dis 'n ander storie. Toe ek daar verbyloop, sien ek dit self. Onder die afdak, 'n mengsel van skrootmetaal, 'n wiegstoel, 'n baksteen oonddeur, 'n kaal kasetspeler met 'n papiertjie op wat sê: vergewe soos God julle vergewe het. Die kasetspeler het net 'n sagte gehars gemaak. Niks op die band nie. Net die geluid van iets wat loop, sonder om iewers te gaan. En bo alles, 'n bordjie geverf. Tydmasjien. Vergewe. Vry. Begin oor. Ek het vir hom gevra: wat presies doen die ding, LD? Hy het geknipoog en gesê: sy werk is nie om mense terug te vat nie. Dis om hulle vorentoe te laat gaan, sonder al daai bagasie. Dis 'n rookmasjien met knoppe, LD. Dis dissipline in dampvorm, Leni. Ek het net my kop geskud. Maar toe, een oggend, kom Dominee Visser self daaraan. Nie haastig nie. Net so rustig soos iemand wat eintlik nie wil erken hy glo iets gaan werk nie. Hy het ingestap. Net daar voor almal. Geen vrae nie. Hy was vir 'n hele ruk daar binne. Toe die kaset se deurtjie oopgegaan. En daar was 'n klein spieeltjie agterin met 'n skrifvers agterste voor op die glas. Ou Dominee Visser het lank daarna gekyk. Niemand weet wat hy gesien het nie. Maar toe hy uitstap, het hy sy hoed afgehaal, vir Oom LD geknik en net gesê: ek dink dit was tyd. Hy was nie dieselfde nie. Minder somber voorgekom. Dalk selfs 'n glinster in sy oë gehad. Hy het gewerk, sê LD toe ek later vra. Wat het gewerk? Die masjien. En wat presies het dit reg gekry?
Dominee het gesê, hy het iets gelos daar binne. Iets swaar. Dis hoe ek weet. Ek het nie geantwoord nie. Party goed laat 'n mens eerder stil bly. Later die middag, toe ek weer daar verbyloop, was die masjien onder 'n seil. Geen bordjie meer nie. Geen mis. Net 'n klein bakkie laventelwater wat in die laatmiddag gloed, stadig staan en afkoel. Ek het huis toe gestap, water gekook, tee gemaak en aan niks besonders gedink nie. Want dit was net nog 'n dag op Oudefontein. Sommige mense soek hulle hele lewe na 'n plek om swaar goed neer te sit. Oom Eldie het een gebou van skrootmetaal en 'n wegstoel. En dit het gewerk. Dankie dat jy daar ingeskakel het. Volgende week 'n spookstorie uit die Klein Karoo. Oom Eldie se wêreld word geskryf en voorgedra deur Laurens Joubert. 'n produksie van Slaapstories vir groot mense.